Baie van ons het die voorreg om 'n ordentlike opvoeding te kon hê. Ons is werklik bevoorregte mense. En mense soos hierdie kan werklik ook op 'n goeie manier deur die Here gebruik word in sy huisgesin. Op voorwaarde dat hierdie opgevoede persoon sal harde werk verrig om te bewys dat hy aan die Here verbind is. Paulus was 'n man met 'n pragtige verlede. Sy opvoeding word beskryf in onder andere Filippense 3 vers 4 tot 6 waar hy sê: ek se ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. En nou verduidelik hy waarom hy dit sê. Hy sê ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolging van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. In Handelinge 22 vers 3 gaan hy voort en hy sê: ek is 'n Jood wat in Tarsus in Sicilië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Nou, hierdie is die man se agtergrond. Ons weet hy het intussen tyd 'n wonderbaarlike verandering ondergaan. En in Handelinge 26 vers 24 tot 25 is Paulus besig om met Festus te praat en hy verdedig eintlik sy eie posisie. En terwyl hy daarmee besig was, sê Festus met 'n groot stem: jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Paulus se geleerdheid was dus nie 'n geheim nie. Dit was bekend. En hierdie man was bewus daarvan. En hy gebruik dit eintlik om vir Paulus aan te vat. Maar dit is Paulus sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Na alles gesê en gedaan, opvoeding, geleerdheid, baie belangrik, maar bly by gesonde verstand en doen die regte werk met jou vermoë wat jy ontvang het. Kom ons wees dankbaar dat ons tussen mense kan wees met hierdie vermoë en dat ons ook van hulle kan sien en leer wat dit beteken om die pad reg te loop met al die voordeel wat jy ontvang. Kom ons loop mooi.